Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Ek dink dat jy vandag met my sal saamstem, dat daar baie dinge in hierdie lewe gebeur, wat net nie sin maak nie. En daarom is dit bemoedigend, om een van die grootste manne van geloof, soos Paulus te hoor sê, ek weet nie hoekom dinge gebeur soos dit doen nie, maar ek kies nog steeds, om nie op te gee nie. Eendag, sal alles sin maak. Hoekom dinge gebeur het, soos wat dit gebeur het. Maar tot dan, is daar net 2 maniere, hoe jy jou lewe kan leef. Jy kan jou lewe leef, en voel dat God vir jou verduideliking skuld. Of jy kan jou lewe leef, in die besef, dat God eintlik vir jou alles gegee het. As jy leef, asof God jou verduideliking skuld, sal jy net konstant bitter wees. Want God skuld jou niks. Maar al skuld hy jou niks, het hy jou alles gegee. Hy het jou sy seun gegee. Hy het jou die geskenk van die ewige lewe gegee. Watter een van hierdie 2 maniere kies jy om vandag jou lewe te leef? As jy jouself op hierdie oomblik in 'n krisis bevind, hou aan. Meeste probleme in hierdie lewe het nie daaroor nag gekom nie. En God gaan dit ook nie altyd oor nag wegvat nie. Maar weet, God is met jou en hy's vir jou. Jy moet net geduldig wees en hom vertrou. Here, dankie dat al maak dinge nie altyd sin nie. Kan ek u vertrou, want u weet wat die beste vir my is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.